Haai julle, ek deel graag met julle 2 drome wat ek glo die Here diep in my hart geplaas het. Ek het die laaste 2 aande 2 drome gekry wat eintlik heeltemal verskillende drome is, maar wat eintlik presies dieselfde sê. En toe ek vanoggend in my stilte tyd sit en vir die Here vra, wil U hê ek moet hierdie drome deel en as U wil hê ek moet dit deel, sal U vir my skrif gee wat ek daarby kan sit wat vir ons 'n openbaring gee uit die woord uit. Ek deel graag die eerste droom met julle. Eergisteraand droom ek hierdie droom. Ek skryf in vir 'n 10 km resies. Ek kom al aan dis 'n nagwedloop, maar ek besef net ek is nie fiks genoeg nie. Almal staan nou rond en in die eerste plek is ek laat. Ek's te laat vir die resies. Ek kom nie betyds by die resies aan nie. Ek het die verkeerde skoene aan. Ek voel net hoe hierdie skoene heeltyd uit my voete uitglip en ek voel net ek gaan nie hierdie resies kan hardloop nie. En in die derde plek het ek my kinders aan my kar en ek dink net by myself, maar Idalei, hoe het jy beplan? Hoe het jy na die resies toe gekom met jou kinders in die kar? Wie gaan na hulle kyk? En ek loop toe 'n oud laerskooljuffrou vir my daar raak en ek kry haar dogter en ek vra vir hulle, "Hoor, hier is die kar se sleutel, sal julle asseblief my kinders aan my ma toe vat dat hulle na die kinders kan kyk?" En so halfpad deur die resies besef ek net, hoorie, ek kan nie meer nie, ek kan nie hardloop nie, ek kan nie loop nie, ek het my skoen naderhand uitgetrek, ek hardloop in my kouse en ek besef net ek is hoegenaamd nie voorberei vir hierdie resies nie en ek word wakker. En gisteraand droom ek hierdie droom. Ek droom ek is by 'n danseksamen en almal staan daar gereed. Hulle het hulle uitrustings aan, die mooiste uitrustings. Almal is gegrimeer. Hulle is besig om hulle danspassies deur te gaan en ek staan hier daar en ek besef ek het nie 'n uitrusting nie, ek is nie gegrimeer nie. En ek kan nie een danspassie onthou wat ek en my dansjuffrou geoefen het nie. En sy sê vir my, hoorie, maar gaan na die ander dansers toe en kyk bietjie wat hulle doen. Kyk bietjie of jy nie van hulle bewegings kan vat en vir jou so ietsie aan mekaar kan sit nie. En hierop besef ek word met hierdie ongelooflike benoudheid in my wakker en ek besef ek was nie gereed vir hierdie danseksamen nie. En vanoggend sit ek in my stilte tyd en ek vra die Here, wat kan ons hier bysit? En die Here gee vir my hierdie vers, Matteus 25. Ons almal ken die gelykenis van die 10 diensmeisies so goed, nê? Die 5 verstandiges en die 5 dwaases. En hoe 5 van hulle ekstra olie gevat het, maar vir die ander 5 net met hulle lampe daar opgedaag het. En toe die bruidegom kom, want hy het baie lank gevat en almal het aan die slaap geraak, en toe die bruidegom daar aankom, toe vind hy dat die diensmeisies aan die slaap is en almal maak hulle wakker en die 5 verstandiges vat hulle olie, hulle vat hulle lampe en hulle gaan na die bruidegom toe en hulle gaan na die feesmaal toe. En die 5 dwaases vra vir die verstandiges, maar hoorie, kan ons bietjie van julle olie leen? Kan ons bietjie van julle olie leen om ons lampe vol te maak? En dis presies hoe ek met daai danskompetisie gevoel het. Hoorie, kan ek bietjie van jou bewegings kry? Kan ek bietjie van jou grimering leen? Ek is nie reg vir hierdie ding nie. En later sê die verstandiges vir hulle, hoorie, mag gaan koop julle eie olie en ons almal ken die verhaal toe hulle terugkom toe die deure gesluit en toe hulle klop en sê meneer, toe roep hy terug, ek ken julle glad nie. Wow. Later lees ek toe die verhaal vanoggend in Matteus 22 waar 'n koning besig is om 'n bruilofsfees vir sy seun voor te berei. Die fees is gereed en hulle roep almal vir die fees, maar niemand kom nie. En 'n tweede keer stuur hy sy slawe uit en hulle gaan roep weer die mense en niemand kom nie. Daarna is die koning woedend en hy stuur sy slawe uit en hy sê gaan loop op die strate en gaan nooi almal wie julle sien. Almal wie julle raakloop. Toe die koning egter in die saal inkom, Matteus 22 vers 11, toe die koning egter die saal binnekom om die gaste te ontmoet, merk hy iemand op wat sonder bruilofsklere opgedaag het. Daarop sê hy vir die persoon, my vriend, hoe het jy sonder die regte klere hier opgedaag? Hy kon geen verskoning aanbied nie. Die koning sê vir sy slawe, bind hierdie vent stewig vas, smyt hom in die donker daar buite, waar daar bitterlik gehuil en van selfverwyd op die tande geknars word. Dit het my so laat dink, hierdie 2 drome, dat ek besef en meeste van ons weet dat die koms van Jesus is so naby. Ons almal is op aarde geplaas vir een rede en een rede alleen, en dit is om God se naam te verheerlik. Hoe berei ons voor vir as Jesus ons kom haal? Hoe is ons reg vir die bruilofsfees? Deur om te vas, deur om te bid, deur om te aanbid en deur om tyd in die woord te spandeer. Mag ons elkeen gereed wees, dat wanneer Jesus ons kom haal, wanneer hy opdaag vir die bruilofsfees, dat ons as bruide sal staan, gereed in ons wit gewaste linne.